Aan al ons kykers en luisteraars wat inskakel by vandag se opname, ook baie welkom aan elkeen van julle. Dis my gebed dat die stem van die Here vir julle net so helder en duidelik sal wees, daar waar julle nie net dalk in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd ook vandag se opname volg. Kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, waar ons nou vervolgens u woord gaan oopmaak en die volgende wonder by water gaan besigtig, bid ons u seën oor hierdie geleentheid. Ons bid u seën oor elkeen wat nie net vanoggend hier in die banke sit nie, maar ook oor elkeen wat inskakel by die opname. Ons bid, Here, dat u stem helder en duidelik bo die wêreldse geraas sal deurbreek en dat ons sal luister. Dat ons die boodskap ter harte sal neem. Dat u Gees waarlik impak sal maak en dat ons in die binnekant meer en meer sal verander om u voorbeeld na te volg. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede mag wees, werk, siekte, wat dalk uitstedig is, Here, ons bid dan ook u seën in die hand van bewaring oor hulle, daar waar hulle tans verkeer. Ons vra dit alles in u groot naam alleen. Amen. Vir die van u wat dalk besoekers is by ons vandag, of wat nie inskakel in ons gemeente, of by die reeks aanlyn, ons is op hierdie stadium besig met 'n reeks getiteld Wonders by Water. Dis 'n herhalende gebeurtenis wat ons nie net in die Ou Testament sien nie, maar ons het die afgelope paar Sondae ook gesien met die fokus op Jesus se aardse bediening, dat hy self baie keer wonders verrig het rondom water. Ons het reeds gekyk na verskeie voorbeelde insluitend die bruilof in Kana, die groot vangs, die genesing by die Bethesda bad, die storm wat hy stil gemaak het, was laasweek se gedeelte. Al hierdie dele is op YouTube beskikbaar. U is welkom om daar te gaan kyk indien u wil inhaal. Vandag kyk ons na 'n 5de voorbeeld waar Jesus weer eens so 'n pragtige wonderwerk verrig het by water. En die gedeelte vandag vind ons in Johannes hoofstuk 6 verse 16 tot 21 en dit vorm Johannes se weergawe van Jesus wat op die water geloop het. Nou dis belangrik dat jy hoor hoe dit verwoord. Ons moet onthou, ons het dit al vir mekaar gesê, elke evangelie is met 'n spesifieke doel aan 'n spesifieke groep geskryf, né? So wat belangrik is ons gaan vandag gaan kyk waarom het Johannes hierdie gedeelte ingevoeg in sy evangelie en wat is die doel van hierdie verse binne die hoofstuk wat hy by ons wil tuisbring. Wat wil hy ons leer, wat wil hy vir ons sê vanuit hierdie verse. Die wat die Bybel sê het, is baie welkom om dit oop te maak. Ons lees saam vanaf vers 16. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kan die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle sowat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. Net tot sover ons gedeelte, 'n kort gedeelte, slegs 6 verse, waarop ons vanoggend gaan fokus. Nou vriende, die van u wat die reeks volg en wat ook spesifiek laasweek se gedeelte of hier bygewoon het of die opname gevolg het, sal onthou dat ek toe gesê het dat 'n mens kan 'n gedeelte soos hierdie neem en dit geïsoleerd lees, net hierdie 6 verse.
en dan 'n paar praktiese teologiese punte hier uithaal wat kan dien as bemoediging en as geloofsbou ensovoorts. Jy kan dit doen. Maar ons het ook laasweek vir mekaar gesê dat hierdie verskillende perikope, soos wat ons hulle kry in die evangelies, is baie keer met mekaar vervleg. En baie keer is daar 'n groter en dieper beeld en boodskap wat die skrywer by ons wil tuisbring, en al maniere hoe ons hierdie boodskap gaan ontsluit, hoe ons hom gaan vind, is wanneer ons die tekste wat voor die perikoop wat ons byvoorbeeld nou gelees het, ook in ag neem, wanneer ons die teks besigtig. Op die manier gaan ons die skrywer se groter prentjie en dieper boodskap wat hy by ons wil tuisbring, dan ook ontdek. Dit was laasweek so gewees met die gedeelte wat gehandel het oor Jesus wat die storm stil maak, en vandag is dit weer eens so as dit kom by Johannes se weergawe aangaande Jesus wat op die see loop. Nou, beide Johannes se weergawe en Matteus se weergawe wat ons vind in Matteus hoofstuk 14, volg direk op 'n vorige ook wonderwerk wat Jesus verrig het, naamlik die vermeerdering van die brood en die vis, né? Ons lees in Johannes hoofstuk 6 vers 11 dat Jesus het hierdie skare mense gesien. Hy het sy disippels getoets. Hy het vir hulle gevra, waar gaan ons vir al hierdie mense kos kry? Nou ja, ons weet ook dat die disippels die toets gedop het en geantwoord het, nee, ons weet nie, en die winkels is al toe, en hulle gaan nou sukkel om almal kos te gee. En dan gaan Jesus en hy vra, maar wat het ons? Wat het ons hier, wat ons kan gebruik? En dan bring hulle vir hom 5 broodjies en 2 visse. En vers 11 sê dat hy die mense laat sit het, en hy het hierdie brood en hierdie vis geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit begin breek, en hy het dit begin vermeerder. En op die ou ende is daar die hele menigte wat daar gesit het, is gevoed, tot op die punt dat elkeen versadig was. En die teks plaas groot klem daarop, dat die mans alleen by hierdie geleentheid, was 5000 op hulle eie. So die vrouens en kinders ensovoorts moes nog bygetel word. Jy kyk na 10-15 000 mense wat op daardie dag kos gekry het, weens 'n wonderwerk wat die Here verrig het. Nou vriende, dink net vir 'n oomblik in jou verbeelding, wat 'n ongelooflike, merkwaardige gebeurtenis moes dit nie gewees het nie. 5 broodjies, 2 visse, en dit voed 10-15 000 mense wat daar gesit het. Dit moes werklik iets ongeloofliks gewees het. Nou ons weet dat die doel van hierdie skarevoet wonderwerk was dat Jesus wou by hulle die punt tuisbring dat hy die brood vir en van die hemel is. Dit was nooit sy intensie gewees dat die skare hom bloot net moes sien as die voorsiener van aardse kos en na iemand toe wat hulle kan kom as hulle ma begin leeg raak en begin hongerpyne kry en begin skree en raas nie. Het was nooit sy intensie dat hy net daarvoor bekend moes wees nie. Die klem, die punt wat hy by hulle wou plaas, is dat hy nie net die maag van die mens voed nie, maar dat hy ook van die brood voorsien wat my en jou hart, my en jou verstand en my en jou siel nodig het. Dit is die punt wat hy by hulle wou tuisbring. Maar as 'n mens lees deur die verloop van hoofstuk 6 in Johannes, dan kom 'n mens agter dat hierdie punt wat hy by die skare wou tuisbring, hulle dit nooit gesnap nie. Dit het nooit by hulle ingedring dat hulle hierdie dieper betekenis en identiteit van Christus ingesien het nie. As 'n mens afgaan na vers 26 toe, dis nou nadat hulle oor die see gevaar het, en aan die ander kant uitgekom het, dan sê Jesus op 'n kol die volgende in vers 26, hy sê, dit verseker ek julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Met ander woorde, toe Jesus oorvaar oor die see, toe hierdie mense wie hy sopas kos gegee, die wat bote gehad het, het agterna gegaan. En die woord het versprei, en baie wat
kon, het seker om hierdie see geloop, om hom aan die ander kant in te wag en te kry. Maar toe hy aan die oorkant aankom, toe staan hier 'n klomp mense wat honger is. En hy sê vir hulle, alrede hoekom julle agter my aanstap, is omdat julle honger is. Julle ma is nou weer leeg. Die kos wat ek julle net nou gegee het, is nou klaar verwerk en verteer, nou soek julle weer kos. Dis al hoekom julle agter my aanstap, nie omdat ek waarlik die Messias, die seun van God is nie. 'n verdere beaming vir hierdie feit dat hulle nie Jesus se ware identiteit ingesien het nie, lees ons in vers 15, die laaste vers, net voor vandag se gedeelte begin. Hoor wat staan in vers 15. Dis nou net na die mense gevoed het, né? Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Matteus sê vir ons, hy het homself gaan vereenselwig en hy het gaan bid. Met ander woorde, toe hierdie skare mense sien dat Jesus kan hulle van kos voorsien en hy sal hulle op 'n daaglikse basis kan versorg van fisiese brood, wou hulle hom letterlik daar tot koning salf en hulle wou hom in hulle midde hou, sodat hulle tog elke dag net sal weet, as dit kom by kos, is ons gedek, ons het iemand wat ons gaan versorg. So dit sê vir ons duidelik, dat hulle nie die diepere betekenis van die wonderwerk wat Jesus verrig het, ingesien het nie. Ons sit hier met 'n probleem. Ons sit hier, as ons vir 'n oomblik hier stop, met 'n ernstige dilemma wat aangespreek moet word, want hier is 'n verkeerde en 'n foutiewe verstaan en interpretasie as dit kom by die wese en die doel en die identiteit van Jesus Christus. En hierdie punt moet reggestel word. En dit is dan wat voortaan ons gaan sien gebeur. Nou as ons oorbeweeg en ons begin spesifiek na vandag se teksgedeelte kyk, sal jy met my saamstem, dis net 6 verse wat handel oor die hele gebeurtenis van Jesus wat op die water na sy disippels toe aangestap kom. Die Matteus weergawe is dubbel so lank. Dis 12 verse. Baie meer detail word gegee rondom hierdie gebeurtenis. Johannes gebruik slegs 6 verse om dit aan ons deur te gee. Daar's ook geen verwysing na Petrus se versoek in die Johannes weergawe, waar hy vir die Here gevra het, Here, kan ek uit die skei te klim en na U toe loop nie. Johannes voeg dit nie in nie. As 'n mens hierdie 6 verse neem en jy vergelyk dit met die res van Johannes 6, dan sien ons daar word so baie tyd en detail gegee oor hierdie vorige wonderwerk wat sopas plaasgevind het, die vermeerdering van die brood en die vis en al die nagevolge wat daarna afgespeel het, maar in verhouding daarmee net 6 verse wat vir ons gegee word aangaande Jesus wat op die see loop, en dan het hy nog so stomp einde ook. Daar word net vir ons gesê, die disippels het hom toegelaat om in die boot te klim, en toe daarna het hulle aan die ander kant van die see aangekom. En al hierdie aspekte sê vir ons, dat die skrywer wil hierdie 6 verse gebruik om iets reg te stel, om iets te beklemtoon, om iets uit te lig aangaande die vorige wonderwerk, waar Jesus die brood en die vis vermeerder het. Iets oor dit wil hy uitlig, en hy gebruik hierdie 6 verse om daardie punt, daardie saak wat hy wil uitlig, te bekragtig. Die vraag is, wat is die doel? Wat is die punt daarvan? Wat wil hy beklemtoon? Nou, vriende, ons weet dat die skares van wie Jesus probeer wegbeweeg het, en die skares wat aan die oorkant van die see vir Jesus ingewag het nie geweet van hierdie gebeurtenis nie. Hulle was nie daar waar dit afgespeel het nie. Met ander woorde, hierdie gebeurtenis op die see, hierdie les, hierdie punt wat Jesus wil bewys, en die skrywer vir ons wil uitlig, dit moet iets wees wat dan nou net op die disippels van toepassing is. En laat dit my gedagtes gaan na 'n paar weke terug se tema, toe ons gepraat het oor die groot vangs. Toe Jesus klaar met die skare gepraat het, toe sê hy vir Petrus en die ander disippels op die boot, vat my dieper. En toe die net vol groot vangs op die boot is,
toe dien dit as simbool vir die disippels om die boot, om vir hulle te wys hoe suksesvol hulle bediening vorentoe sal wees, nê? Dit is 'n oomblik wat net vir die disippels bedoel was. En as 'n mens nou oorblaai na Johannes 6 toe en 'n mens kyk na hierdie gebeurtenis, dan is dit presies dieselfde. Hierdie gebeurtenis wat op die see afspeel, was spesifiek bedoel net vir die disippels. Die Here wou iets by hulle tuisbring. Want ons moet nou in ag neem. Die skare het nou al klaar hierdie verkeerde beeld gehad van Jesus. Het dit nie dalk miskien begin oorvloei en die disippels beïnvloed nie? Ons weet nie. Maar wat ons wel weet is, Jesus wil van hierdie geleentheid gebruik maak om iets by hulle te beklemtoon, iets by hulle reg te stel en uit te klaar. Goed. Nou, om die antwoord te kry op hierdie les wat hy by die disippels wil tuisbring, en ek weet, ons spring nou heen en weer tussen die twee gebeure, maar dit wys net vir ons hoe hulle hand aan hand met mekaar vervleg is. Om die punt te verstaan wat Jesus by hierdie disippels wil tuisbring, moet ons weer eens terugspring na die vorige wonderwerk toe. Ons moet weer terugspring na die vorige gedeelte waar ons lees hoe Jesus die brood en die vis vermeerder het. Want glo dit of nie, ek dink hier's twee punte, twee sake wat die Here by hierdie disippels wil tuisbring. Die eerste een, volg saam met my Johannes 6 vers 12 en 13. Ons lees, nadat die mense versadig was, sê hy vir die disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Hoeveel mandjies was daar? 12. Dink julle dis bloot per toeval, dat daar 12 mandjies garsbrode oorbly, nadat die menigte geëet het. 12 mandjies wat die disippels help bymekaar maak het. Dis nie bloot per toeval nie, vriende. En is ook nie bloot per toeval dat Jesus later in hoofstuk 6 in verse 67 en vers 70 na sy disippels verwys as die 12 nie. Hier's 'n punt wat hy by hulle wil tuisbring. En dit vorm deel van die groter prentjie, nê? Wat en doel wat hoofstuk 6 in geheel vir ons wil kom leer en waarom ons die twee dele bymekaar moet voeg. Die eerste punt gaan soos volg. Wanneer julle my dien, sê Jesus, en julle begin gee, en julle begin gee, en julle begin gee, totdat julle dink julle nie meer kan gee nie, dan meld Jesus, dan sal ek vir julle begin sorg. Wanneer julle die sendingveld betree, en julle begin hierdie lewende brood wat julle by my ontvang het, begin julle oorgee aan die gemeenskap, en julle begin dit uitdeel, en julle begin getuig, oral waar julle gaan, sal ek seker maak dat julle genoeg het. Ek sal altyd seker maak dat julle meer as genoeg het wat julle benodig om die brood van die lewe aan die wêreld te gaan verkondig. As julle julle lewe uitstort om brood aan die wêreld te gee, sal ek julle alversadigende brood wees. Disippels, liewe 12 volgelinge van my, hoe meer julle daarna streef om ander te bevredig op geestelike vlak, hoe meer sal ek julle bevrediging wees. Hoe meer julle lewe aan ander gee, hoe meer sal ek die lewe vir julle wees. Dis die eerste les, die eerste punt wat Jesus by sy disippels wil tuisbring. Dis waarom hulle daai 12 mandjies brood moes bymekaar maak, want elkeen van daai 12 mandjies koppel aan 'n disipel. Dit koppel aan daardie gestuurde figuur wat voortaan die bediening van Jesus Christus sou voortneem die wêreld in. Soos wat Jesus begin het om die brood van die lewe aan die wêreld te bring en te verkondig, so word dit nou hierdie disippels se taak. Hulle moet daarmee voortgaan. En hierdie mandjie simboliseer dat die Here sal vir hulle meer as genoeg gee wat hulle gaan nodig kry wanneer hulle die woord moet gaan bedien. Hy sal vir hulle seën dat hulle die regte pad stap. Hy sal hulle seën dat hulle die regte woorde oor hulle lippe kom, dat hulle die regte woorde spreek tot die verheerliking van God se koninkryk. Hy sal hulle seën met wysheid. Oral waar hulle gaan,
sal hulle meer as genoeg hê. Net vir hulle self nie, maar ook vir almal aan wie hulle die woord bring. Dis die eerste les, die eerste boodskap wat Johannes vir ons deur hoofstuk 6 wil deurgee. Maar nou moet ons mekaar vra, wat is die tweede les? En hoe pas die storm op die see nou in? En Jesus wat op die see loop. Dit vat ons na vers 19 tot 21, waar ons lees, toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. Met ander woorde, vriende, nou gaan dit nie meer bloot oor die weergee van brood nie. Nou gaan dit nie meer oor mandjies en die voeding wat plaasvind nie. Nou is hier 'n klemsverskuiwing. Die klem skuif nou vervolgens na die omstandighede wat hulle baie maal in die lewe gaan ervaar, omdat hulle as gesandte van Christus optree. Die tweede les wat die Here hier probeer tuisbring, hy het sopas vir hulle gesê, ek gaan van julle van al die lewende brood voorsien wat julle gaan nodig kry om my woord die wêreld in te vat en die mense te gaan voed. Maar ek besef, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Daar gaan tye wees wat julle die wind van voor gaan kry. Daar gaan tye in julle lewe wees wat die branders gaan begin hoog raak. Daar gaan tye wees in julle bediening wat dit vir julle gaan voel, ons verloor heeltemal voorwaartse momentum. Dit voel vir ons asof die see ons net heen en weer begin ruk. Daar gaan tye wees wat jy die sproei van die see in jou gesig gaan voel en wat dit vir jou tot onder jou klere gaan nat maak en dit meer lekker gaan wees nie. Daar gaan tye wees waar die branders boor jou boot se neus gaan begin breek en jy gaan begin voel, ek gaan sink, ek gaan dit nie maak nie. Maar hier kom die volgende les. Kom sê die Here, onthou net, ek sal met jou wees. Dis hoekom Jesus in daardie sterk wind en uitdagende omstandighede na hulle toe gestap het op die see. Om dit te bekragtig, om dit te beamoen. Ek sal by jou wees. Ek sal jou help. Hoe eindig Johannes 6 se gedeelte wat ons sopas saam gelees het? Toe hy in die boot geklim het hulle daarna aan die ander kant aangekom. Met ander woorde, ek sal by jou wees en ek sal jou handvat in hierdie taak wat ek vir jou gee, in hierdie roeping om as my verteenwoordiger op te tree in die wêreld, en ek sal jou help om aan die ander kant uit te kom. Ek sal jou help om suksesvol te wees en 'n sukses te maak van jou getuienis. Ek gaan jou nie alleen los nie. Veral nie in daardie tye wat jy die wind van voor kry en die branders roog raak en jy begin water skep nie. Weet dat ek by jou sal wees. En met dit kan ons begin saamvat. Wat vandag se gedeelte vir my en vir jou wil kom leer, die hermeneutiese punt. Met ander woorde, ons bring hom oor na 2026 toe as 'n bemoedigende boodskap vir ons. Eerstens, moenie bloot die Here sien as iemand wat jou net daagliks op 'n aardse wyse moet versorg nie. Weet jy vriende, dit maak my so hartseer dat mense kerk toe sal kom vir 'n kospakkie, maar nie vir die woord nie. Soveel mense kom in die week na my toe en as hulle by my hek kom, dan sit hierdie ongelooflike getuienis van hoe groot die Here is en hoe die Here in hulle lewe werk. Maar hulle soek net daai kospakkie en as ek vir hulle vra, maar kom Sondag kerk toe, dan sien jy hulle nooit weer nie. Vir soveel mense daar buite is die Here net daardie een wat vir my op 'n daaglikse basis moet sorg en seker maak dat ek geld in die bank het en kos op die tafel het. Die geestelike diepte skiet tekort. Die verhouding wat daar moet wees, is daar nie. Die Here moet net my versorg
van alles wat aards is. Hierdie gedeelte kom leer vir my en vir jou. Die Here is meer as net die gewer van fisiese brood. Hy gee meer as net kos vir die maag. Hy is ook die ewige verskaffer van kos vir jou siel. Daarmee saam erken sy ware identiteit. Sien in wie hy werklik is. Dat Jesus waarlik die Messias is, dat hy waarlik die Seun van God is. Hy is nie maar net iemand met bonatuurlike kragte of magte of 'n profeet, soos wat die mense van hom gedink het nie. Hy is waarlik God. En hy's almagtig. Moenie sy krag en sy mag en sy status probeer inperk nie. Hy kan selfs op water loop. Ons het gesien dat dooie vlees en wesel gehoorsaam hom, die natuur gehoorsaam hom. Hy is almagtig. Daarmee saam, die volgende punt, nooi hom in jou boot in, nadat jy besef het wie hy is. Moet hom nie alleen op die water los, een kant apart, weg van jou lewe nie. Nooi hom in jou boot in, nooi hom in jou lewe in. Laat hom toe om jou te vervul, volledig van kop tot toe met sy lewende water, sodat jy deur hom 'n nuwe identiteit kan kry, sodat jy deur hom dan ook versadig kan word met die brood van die lewe, sodat net jy in die hemel kan kom nie, maar dat jy ook daardeur ander mense kan begin voed met die geestelike brood. Dis wat van ons verwag word. Moenie die lewende brood wat hy tot jou uitdeel net vir jouself neem nie, want is te veel. Ons is veronderstel om dit aan mekaar uit te deel, om vir mekaar te oorhandig, soos wat ons maak met nagmaal, wanneer ons die borde met die brood so vir mekaar deel. Dis ons taak, deel dit met mekaar, praat met mekaar oor die woord, praat met mekaar oor jou verhouding met die Here. Deel hierdie geestelike brood uit aan jou medemens. En wanneer ons daagliks konstant uitdeel, beloof die Here, en dit sien ons aan die 12 maandjies, beloof die Here dat ek en jy nooit bang hoef te wees, en vir onsself te sê, maar ek weet nie wat ek gaan sê nie. Ek weet nie hoe ek gaan optree nie. Van die Here beloof, hy sal seker maak, ons kry oor genoeg van wat ons benodig. En daai oomblik wat jy nie weet hoe om te getuig nie, en daai oomblik wat jy nie weet hoe om die evangelie aan jou medemens te verkondig nie, beloof die Here, hy sal vir jou die brood gee, sodat jy namens hom en van hom kan praat en kan vertel, en jou medemens kan bemoedig en kan inspireer om ook 'n verhouding met die Here aan te knoop. En onthou, en hierdie is die laaste punt, en dis waar hierdie gestap na die skuit toe op die rowwe see inkom. Onthou dat die lewende brood sal altyd in jou boot wees. Die lewende brood sal altyd in jou lewe wees. Veral in daardie tye wat die wind sterk begin waai. Veral in daardie tye wat die branders begin hoog raak. Veral in daardie tye wat jy beproewings moet deurgaan. Weet dat die Here is saam met jou in die boot. Hy sal nie weer uitklim nie. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy sal saam met jou bly en hy sal vir jou help om aan die ander kant uit te kom. Die Here het vir jou lief. Die Here het vir jou eindeloos lief. Sien vanoggend hom in jou lewe. Sien sy teenwoordigheid, ervaar sy gees. As jy vir een of ander rede nog nie die Here in jou lewe toe ingenooi het nie, jy het vanoggend daai geleentheid. Om bloot hier in die banke te sit beteken nie jy het noodwendig al die gees van die Here aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser nie. Jy sit dalk vanoggend nog hier bloot as 'n toeskouer. Maak vandag daardie besluit. Jy weet wie die Here is. Jy weet wat die Here vir jou wil doen. Nooi hom in om in jou skuit te kom sit. Nooi hom in om jou te verander. Neem sy opdrag op. Moenie net die getuienis boodskap van die ewige verlossing vir jouself hou nie. Begin dit met mekaar deel. Ons het dit nodig.
Ons medemens het die Here in vandag se dae meer nodig as ooit. Begin die brood wat Jesus begin verkondig het, neem dit verder. Oor die oseane, oor die landstreke, deur die hele Bethlehem en weier, vertel dat Jesus in jou lewe is en nooi hulle uit om deel te word daarvan. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, weer eens sê ons vir U dankie dat ons hierdie legkaart vanoggend vlugtig aan mekaar kon sit en saam kon sien hoe U twee aparte wonderwerke gebruik om 'n gesamentlike les bestaande uit twee aspekte, nie net by die disippels nie, maar by elkeen by ons tuis te bring. Dankie dat U vandag se teksverse gebruik om 'n belangrike punt reg te stel en te beamoen wat deur die skare in die voorafgaande teksgedeelte verkeerd geïnterpreteer is. Mag elkeen van ons wat hier sit tot die ware besef kom dat U nie net die versorger van ons maag is nie, maar meer eerder ons siel. Mag ons toelaat dat U ons voed en dat ons daardie kos wat oorbly, wat in soveel oormaat aan ons gegee word, mag ons dit neem en met mekaar deel. Mag ons gepaard hiermee U innooi in ons lewens en ons vertroue volledig in U plaas, veral in daardie uitdagende omstandighede wat ons moet deurgaan. Here, die bediening is nie maklik nie. Om 'n disipel van U te wees, om uit te gaan, om die woord te gaan verkondig, om reg en korrekte lewe, veroorsaak dat ons baie aanslae moet ervaar op 'n daaglikse basis. Konstant moet ons kies tussen U wil en die wêreld se wil. Konstant moet ons versigtig wees vir hoe die wêreld ons wil mislei en van die regte pad wil afdwaal. Konstant is ons bewus daarvan hoe die wêreld ons getuienis wil stil maak. Hoeveel keer wil ons dalk getuig, maar ons is bang. Ons weet nie wat om te sê nie, ons weet nie hoe om dit te sê nie, ons weet nie waar om te begin nie. Mag ons na aanleiding van vanoggend se boodskap net weer eens opnuut versterk word met die wete dat U aan ons die brood sal gee, die getuienis sal gee om U naam groot te maak in hierdie wêreld. En dat ons nooit hoef bang te wees vir watter omstandighede ooit oor ons pad kom nie. Seën asseblief nie net die res van vandag wat vir ons voorlê nie, maar seën in besonder ook die week, die jaar, daar by die werk, by die skool, by die huis. Mag alles wie ons is en alles wat ons doen rondom U gesentreerd wees. 'n Uitvloeisel van U inwoning binne in ons. En dan vanoggend, Here, dra ek ook in besonder elke boer aan U op, elke plaas wat op hierdie stadium deurloop onder die beck-and-claw virus. Here, ons lees so baie plekke op die internet waar gesê word, bid vir ons boere, maar ek wil dit vandag 'n stappie verder neem en ek wil vra, Here, ons bid ook vir ons diere. Vir elke dier wat op hierdie stadium ly, wat nie kan staan nie, wat nie kan eet nie, wat nie kan drink nie, wat nie kan melk produseer nie, en so hou die lys aan, Here. Ons dra elke dier wat op hierdie stadium deurloop, saam met elke boer wat op hierdie stadium swaar kry, aan U op, en ons bid, Here, wees by hulle. Maak hulle sterk. Here, ons kom en ons vra en ons bid en ons pleit, Here, wees by ons regering, by hulle wat in beheer is van die eindstof. Dat dit met wysheid gereël sal word, gemaak sal word, uitgestuur sal word, versprei sal word, sodat elke boer toegang tot dit kan kry so spoedig as moontlik en elke dier so spoedig as moontlik daarmee kan behandel. Ons bid, Here, en ons vra
groot asseblief, tree in hierdie groot nood, wat nie net ons gemeenskap getref het nie, maar wat nasionaal aan die gebeur is en selfs wyer. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen.